gees en lewe. Romeine 8 verse 5 en 6 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Om nadat jy die woord gelees het, nog 'n tydjie in stilte te sit, met 'n eenvoudige gebed in jou hart, is 'n gewoonte wat 15 eeue teruggaan. Dis deeglik beproef en waardevol bevind. Een van die voordele is dat dit ons help met ons heiligmaking. Om in heiliging te groei, moet ons eie ek meer en meer oorkom. Ons vlees, die ekkige natuur, wil alle aandag op onsself fokus, maar heiligheid gaan oor 'n lewe vir God en ander. Die vlees wil nie in stil gebed sit nie. Nee, dit wil praat en opstaan wanneer hy wil. Die Gees help ons egter om met dissiplines te leef, soos gebed, 'n maandelikse offer, diens, onderwerping of stil wees. Dis alles maniere om die vlees te oorkom. Ook stil gebed, die oënskynlike niks doen, is waardevol vir ons geestelike groei. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, ek is haastig en wil by my sogenaamd belangriker dinge uitkom. Help my om my verhouding met U, my geestelike groei en my sieleheil sodanig te prioritiseer, dat ek nie sal omgee om daagliks tyd daaraan te spandeer nie. Dit neem hoogste prioriteit. Amen. Die Here seën jou.